Wanneer ons as Christene besluit moet neem, hoe weet ons of daardie besluit van die Heilige Gees is? Ons dink vandag daaroor. Here, ons het U so nodig. U leiding is vir ons kosbaar. Ons wil nie daar sonder nie. Ons wil weet dat ons in U plan is. Wil U vandag vir ons kom leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In Handelinge 13 lees ons van Paulus se eerste sendingreis, waar hy van Antiochië in die noorde van Israel, Syrië en die huidige Syrië gegaan het, en oor die see gegaan het na Cyprus toe, en van Cyprus af op in Turkye. Hy het Antiochië gekry, en hy het Iconium gekry, en Lystra, en dan Derbe, en dan is hy terug aan Antiochië toe. Jerusalem toe ook toegegaan, en toe wil hy op sy tweede sendingreis gaan, en hierdie keer het hy oor land gegaan van Antiochië af, en hy die gemeentes wat hy geëindig het by begin. So hy het eers by Derbe gekom, Lystra, Iconium, en Antiochië, en toe by Antiochië kom, toe wil hy verder gaan met die evangelie, en dis wat ons vandag lees. Handelinge 16 vers 6. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak om na Macedonië toe te vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Tot sover. Paulus weet dat die evangelie moet verder gaan, en hy is opgewonde om dit te doen. Sy instink is om na Asië toe te gaan, maar om een of ander rede hier staan dat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Nou, dit is later daar verkondig, byvoorbeeld in Laodicea, en in Efese was van die plekke gewees, Kolosse was ook in Asië gewees, maar nie toe nie. En dan loop hulle heeltyd vas. Hy besef dan goed, dan nie soontoe nie, dan gaan ons noord. Maar op sy pad noord wil dit ook nie uitwerk nie. Die Bybel sê dat hulle probeer het om na Bitinië toe te gaan in die noorde, en dit wil nie uitwerk nie, en dan gaan hulle maar net in Misië verder, kom hulle by Troas uit, en in Troas bid hy. Het is interessant hoe dit gewerk het in die praktyk, as die Heilige Gees hulle verhinder het om dinge te doen. Het dit doodgewoon prakties gewerk. Hulle planne het nie uitgewerk nie, hulle het planne gemaak soos hulle nou maar gebid en gedink het, maar dan is die skip is nie reg nie, daar is nie plek op die skip nie. Ander plek wil hulle vaar, maar dan is hulle geld nie reg nie. En heeltyd beleef hulle dinge loop verkeerd. Maar hierdie loop verkeerd was nie 'n afwesigheid van die leiding van die Gees nie. Die dinge wat verkeerd geloop is, was deel van die plan van die Gees. En hulle het vrede gehad. As dinge nie uitwerk nie, was hulle nie opstandig gewees, net gewonder of hulle verkeerd gebid het, die Gees wil straf of iets wil leer nie. Dit was vir hulle heeltemal deel van sy plan. So toedeure is 'n aanduiding van die leiding van die Gees. Wanneer dinge uitwerk, is dit maklik om die Gees se betrokkenheid te beleef. Dat die Gees vir my antwoorde gegee het, en dat daar deure oopgaan, daar was sukses gewees, so ek weet hierdie is van die Gees. Ook wanneer die deure toegaan, is dit leiding van die Gees. En dit is 'n groot deel van ons lewe. En daardie toedeure mag dinge wees, soos byvoorbeeld die lening wat nie goed gekeer is nie. Ons het so daarop gereken, ons het soveel planne gehad en die bank dit afgekeer. Of dit mag wees dat ek vir 'n werkaansoek gedoen het en ek is so bly dat ek uiteindelik ook een van die mense is wat vir onderhoude toegelaat is en ek het so 'n lekker onderhoud gehad en toe hoor ek nie, ek het nie die werk gekry nie. Of dat ek graag 'n sekere rigting wou gaan studeer en ek was opgewonde daaroor.
en het verkering aansoek gedoen, toe het ek nie kering gekry nie. En ek is moedeloos en dit voel of die Here afwesig is of hy my nie raak sien nie. Of dat ek in 'n verhouding was, 'n verhouding wat vir my belangrik was, iemand wat vir my kosbaar is, wie ek lief is, en toe die verhouding nie uitgewerk nie, wat rede ook al. En dan is ek opstandig en neerslagtig. Die Gees sien my nie raak nie. Ek het 'n besigheidsidee wat vir my deure gaan oopsluit. Ek weet dit gaan werk. En ek het begin en dit het goed gegaan. En toe dit plat geval en ek het baie geld verloor, dit het nie uitgewerk nie. Of dat ons iewers heen wil reis en die motor het gebreek of die visas is nie goedgekeur nie en ons is neerslagtig daaroor. So dinge wat verkeerd loop is deel van die lewe. Maar dinge wat verkeerd loop is 'n belangrike deel van die lewe. Dis nie 'n teken dat daar fout was nie. Dis 'n teken dat die Gees nog steeds met my is, maar dat die deur vir my toe is en dan het ek vrede daaroor. Ek is nie opstandig en kwaad en verwytend nie. Ek is rustig. Ek weet dat die Gees op hierdie manier ook vir my lei. Die aangrypende verhaal is in hierdie verband is die van William Carey, wat in die later 1700s 'n jong man was, 'n skoenmaker in Engeland, en hy kry hierdie duidelike roeping om die evangelie na die heidene toe te vat. En hy gaan na sy kerk toe en hy sê vir hy wil die evangelie na die heidene toe vat. En hy kry die skok van sy lewe. Toe hulle koue water op sy opgewondenheid gooi, en een van hom sê, luister jongman, as die Here heidene wil bekeer, het hy beslis nie vir jou en my nodig nie, hy kan dit sonder ons doen. En dit kon die einde vir hom gewees het, maar dit het hom nie gestop nie. Hy het net weer na sy motiewe gaan kyk, hy het gaan bid en die Here weer gevra oor duidelikheid en sy roeping is bevestig. En toe het hy verder gaan studeer en hy het hom bekwaam om 'n teoloog te wees en dieper te kyk na wat die Bybel sê. En toe in 1793 het 'n klompie Christenvriende vir hom gesê, hy het baie vir hulle vertel van sy droom, gesê ons sal jou ondersteun, en is hy Indië toe. In Indië het dinge nie vir hom reg geloop nie. Hy het geweldige finansiële uitdagings gehad wat hy moes hanteer. Daar was siektes gewees wat hulle uit werk uitgehou het vir lank. Van die mense wat saam met hom was, het gesterf. Dit was baie sleg gewees. Maar uiteindelik het William Carey begin en was hy, hulle noem hom die vader van moderne sending, het hy ongelooflike sukses gehad. Het hy die Bybel in talle Indiese dialekte vertaal, het hy skole begin, hospitale begin, en die ellende waarin die mense in Indië geleef het, het hy 'n verskil gemaak in hulle sosiale en maatskaplike omstandighede, en hy is geweldig hoog geag. Die toedeure is vir hom nuwe aanduidings van die rigting wat hy moet beweeg, en dit heeltyd beweeg. In Paulus se geval kom daar toe 'n oop deur op 'n stadium, ten spyte van die baie toedeure, droom, 'n visioen wat hy kry, droom een nag, en hy sien 'n man van Macedonië wat na hom toe wink. En die volgende oggend sê hy vir sy mense, julle, ek het duidelikheid gekry, ek weet, ek het net die vrede dat hierdie die regte ding is. Ons sien nie dat ons het tot die oortuiging gekom dat God ons roep. Ons nie net Paulus wat wil gaan en almal is onseker nie. Toe hulle daaroor saam bid, saam praat, het hulle vrede gehad en besef, dis wat ons wil doen. En Paulus sê wel, ons moet nou kyk of die deur nie weer vir ons toe gaan nie, want die vorige keer het ons die kaartjies gekry vir die skip nie. Gaan vind uit, hulle sê vir hom, julle is gelukkig. Ons moes gister al gevaar het, maar ons het 'n op-en-out gehad, ons ry later, daar's plek vir julle kan gaan. En die dinge werk vir hulle uit, die deure gaan oop en hulle land uiteindelik in Macedonië in Filippi. En watter fenominale bediening het hy nie in Filippi gehad nie, as hy Lydia kry, 'n besigheidsvrou wat purper kleurstof vir klere bemark het oor die wêreld heen in daai tyd, en sy haar lewe vir die Here gee, sy en haar hele gesin gedoop word, en dat die begin is van seker die gemeente met wie Paulus die mooiste verhouding gehad het. En sy verhouding met Filippi het sy verhouding met al die ander gemeentes beïnvloed. Hy het skielik 'n belangrike perspektief op die evangelie gekry waarop hy gereeld teruggeval het. En toe die ander plekke ook gekom.
maar op die Gees se tyd. En wanneer ons die Gees vir leiding vra, dan beweeg ons. En as ons vasloop, is dit doodreg. En al is dit nie deel van ons plan nie, is ons rustig, want ons weet dit is deel van die Here se plan. Hy maak vir ons die deure oop. En op 'n plek as die deure oopgaan, dan het ons vrede. En dis die aanduiding van die werking van die Gees, is dat ek die hele tyd in afhanklikheid van die Gees my planne maak. Die toedeure is vir my aanduidings dat hy met my praat, dat hy voor my uitgaan het en vir my gesorg het. En die oop deure is tekens dat hy vir my sê, gaan en gaan voluit en gaan doen waarvoor jy geroep is. Ongeag of die dinge uitwerk of nie uitwerk nie, ons het vrede en ons is rustig en ons beweeg vooruit. Mag die Here vir ons help. Here, dankie dat ons weet dat ons nie sonder u leiding kan nie. Maar dankie dat ons ook weet dat u leiding baie keer beteken dat die planne anders is as wat ons gedroom of voorsien het. En is reg so. Ons het vrede daaroor. Wil u vir ons help om met entoesiasme te leef, om heeltyd bewus te wees dat ons in u teenwoordigheid is en dat u ons lei. Dankie, Here. Amen.